Hey, welkom by SA Gemeente, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis so goed om jou vandag hierso te hê. Of jy nou vir die eerste keer inloer of al lank deel is van ons familie, jy is op die regte plek. As jy nuut is, ons wil jou graag leer ken. Stuur vir ons 'n vinnige e-pos en ons help jou om in te skakel by alles wat aangaan, van gesinsbyeenkomste tot kampusse reg oor die Verenigde Koninkryk. Daar's regtig iets vir jou en jou mense, maak nie saak waar jy bly of wie jy is nie. As jy SA Gemeente as jou geestelike tuiste sien, oorweeg dit om finansiëel saam te bou aan hierdie beweging. Dis maklik. Besoek net die webwerf hierso onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. Jou bydrae help ons om lewens te raak, gemeenskap te bou en mense reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Aan almal wat reeds saamgee, baie dankie. Jy's deel van iets groter, 'n netwerk van hoop, geloof en lewe. En nou, maak jou hart oop, want hier kom vandag se boodskap. SA Gemeente, welkom. Wat 'n voorreg om saam met julle hierdie Kersseisoen af te skop en stil te word in die Here. Hierdie tyd van die jaar vra iets anders van ons. Dit nooi ons om dalk 'n bietjie stadiger te stap, al beweeg alles nog eintlik volspoed om ons, veral hier in Engeland. Dit nooi ons om dinge effens sagter te dra en weer te kyk met oë wat kan sien. Want Kersfees is die seisoen van verwondering. 'n heilige soort rustigheid waarin God ons herinner dat die wêreld nog steeds vol misterie is, vol lig, vol nuwe moontlikhede. En vandag, SA Gemeente, nooi ek jou uit om jou hart oop te maak vir 'n baie eenvoudige, maar 'n radikale gedagte. Dat Jesus ons nie net leer wat om te glo nie, maar hoe om te kyk. Dat hy ons roep, elkeen van ons, jonk en oud, moeg en hoopvol, gebreek en heel, om weer die hart van 'n kind te ontdek. So waar jy ook al vandag kyk vanuit jou huis in Engeland of jou vakansiestoep in Jeffreys Bay, mag jy weet, jy is welkom, jy is geliefd, jy is deel van hierdie nommer 1 netwerk vir jou lewe. Mag jy vrede vind, mag jy asem skep, mag jy weer oop word vir die verwondering waarmee God hierdie wêreld vol is, en mag die Here self jou vandag ontmoet, nie net in woorde nie, maar in 'n ervaring en 'n smaak van sy goedheid. In Matteus 18 roep Jesus sy disippels nader, en hulle doen wat groot mense altyd doen. Hulle begin vra, wie is die belangrikste, wie is bo, wie is onder, wie tel nou eintlik, en wie nie. En Jesus, in sy tipiese Jesus manier, beantwoord nie hulle vraag nie. Hy verander die gesprek heeltemal. Hy roep 'n kind nader, 'n klein mensie met vuil merke op die knieë en sand tussen die vingertjies, en hy sê, as julle nie verander en soos kinders word nie. Nou hoe ons hierdie teks moet na kyk, is eintlik verstommend, want Jesus wys nie na mag, status of prestasie nie, hy wys na verwondering, hy wys daarna om met oop oë te leef, hy wys na die vermoë om nie alles te ken nie, maar wel alles te ontvang. Dis asof Jesus sê, hier is waar die koninkryk begin. Nie wanneer jy alles reg het nie, maar wanneer jou hart weer sag word. Let mooi op, Jesus sê nie glo soos 'n kind nie, dit staan nêrens in die Bybel nie. Jy moet glo en groei soos 'n volwassene. Hy sê egter, word soos 'n kind. En dis iets anders en iets groot. Want hy sê nie net, jy moet word soos 'n kind nie, oor Kersfees besef ons weer, hy het self kind geword. En nou sien jy dit. Kersfees is nie bloot God wat net as 'n kind kom nie, dit is God wat ons saamnooi om ook weer kind te word saam met hom. Want dis wat 'n kind doen. Hulle sien dat die wêreld vol moontlikhede is. Hulle vertrou, hulle hoop, hulle leef oop. En Jesus staan daar in Matteus 18 met hierdie kind langs hom en hy kyk deur al die lae hardheid, pessimisme en sinisme in die oë van volwassenes wat opgegee het. En hy fluister, dit is die deur na die lewe wat werklik lewe. Want om soos 'n kind te word, is nie om minder volwasse te wees nie. Daarom kan jy nooit soos 'n kind glo nie, asseblief nie. Groei in jou geloof en glo soos 'n volwassene, glo soos 'n groot mens. Maar wat ons verloor uit ons kinderskoene uit wanneer ons groter word, is om weer te kan proe, om weer te kan sien, om weer te kan beleef dat God naby is. So naby soos jou asem. Ons 3-jarige seentjie Maree
het onlangs hier by ons conservatory se deur ingestorm van buite af en hy hardloop af van die gang tot in my kantoor waar ek besig is om te werk. Ek hoor sommer, dis 'n geraas. En hy waai met hierdie nuwe groen plastiek grafie in sy hande en sy oë so wyd soos wat dit kan word. En hy kyk heen en weer en hy sê pappa, 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 nuwe groen graaf. Pappa, pappa, nuwe groen graaf. Pappa, nuwe groen graaf. Jy kan letterlik sien hoe al die ratte in sy gedagtes draai terwyl hy dink aan al die gate wat ons saam in die sand gaan grawe. Dis asof hy 'n toegangspoort in sy hand hou na 'n heel nuwe wêreld van moontlikheid en potensiaal. Alles bloot omdat hy nou 'n nuwe, wat eintlik 'n ou een was, hy het net vergeet van dit, groen plastiek graaf in sy hande vashou. Daar's hierdie oeroue gevoel van verwondering en ontzag op die gesig van 'n kind wanneer hulle heeltemal in die oomblik ingetrek word. Hulle is opgewonde met hierdie gevoel van afwagting. Watter soort ervaring lê net om die draai? Jy het dit ook al gesien. Dit is iets om te aanskou, hierdie suiwer, onbeteelde vreugde. So kom Jesus letterlik as 'n kind in hierdie lewe in en hy laat nooit toe dat dit van hom verdwyn nie. Is dit nie tragies hoe die lewe 'n manier het om daardie verwondering en ontzag uit ons uit te suig nie? Of hoe? Jy word verraai, jy gooi tyd en energie en geld in iets in en dan ontplof dit in jou gesig. Dit verloop nie soos jy gedink het dit moes nie, of jy verloor iets, of jy verloor iemand. En dis asof daar 'n papierdun laagie hardheid rondom jou hart begin vorm en dan word jy weer seer gemaak. En dis asof daardie laagie net 'n bietjie harder en 'n bietjie dikker word. So rol jy jou oë al hoe meer gereeld en jy raak 'n bietjie meer sinies en moeg en skepties en jy hou terug, jy onttrek. Ek bedoel, hoekom sal ek my nek uitsteek as ek weer geslaan gaan word? En so baie geleidelik met jou arms oor jou bors gevou, word jy nog 'n toeskouer met 'n Wilbur Smith dikte boek om jou hart gevou. Ek glo nie dit is wat God vir ons bedoel het nie. Soos dit in die Psalms geskryf staan, proe en sien dat God goed is. Proe gaan oor die volle betrokkenheid van ons sintuie. Proe gaan oor ons geloof dat daar baie meer aangaan as wat ons besef. Proe gaan oor ons vlees en bloed, ontmoetings met die goddelike en met mense, plekke en gebeurtenisse. Proe gaan oor jou bewustheid dat God so naby aan jou is, soos jou asem. Jesus nooi ons na hierdie proe om die nuwe ding te ervaar wat God in die wêreld doen. En hy sê dat om dit te ervaar, moet jy soos 'n kind word. Nou, daar is 'n belangrike onderskeid om hier te tref. Kinderlik, soos childlike, is baie anders as kinderagtig, childish. Kinderagtig is in wese 'n houding van die hart. Dit is 'n hardheid, dit is 'n weiering, dit is die weerstand teen enigiets wat nie volkome bekend is nie. Kinderagtig is die stamp van die voete, die vou van die arms, die siniese moe, hier is niks niets houding. Maar kinderlik is die manier waarop jy oop is vir die verwondering en ontzag, wat elke oomblik van elke dag rondom ons is. Daar is 'n groot mate van misverstand, veral in godsdienstige en geloofsgemeenskappe oor die aard van hierdie proe. En daar is deesdae allerhande baie vreemde voortdurende vuurwarm gesprekke oor om die dogma presies reg te kry, asof Jesus se hoogste bedoeling vir ons is dat ons die korrekte leerstellingsdenke moet hê. As dit die geval was, sou Jesus gesê het, geseënd is die wat meer reg is as almal anders. Dis een ding om daaroor te praat, dis iets heel anders om te proe. Dis een ding om reg te wees, dis iets anders om oorweldig te wees en saam te vat. Ek dink juist dit is hoekom soveel mense hierdie kliseë gebruik, 'n kliseë wat so 'n kliseë geword het dat dit vir baie mense baie waar is. Ek is spiritueel, maar nie godsdienstig nie. Ek dink in wese sê mense dat die instellings wat veronderstel was om hierdie oop oog gevoel van verwondering oor die lewe in God se goeie wêreld te kweek en te voed, op 'n baie diep vlak misluk het. Hulle het so vasgevang en so diep besig geraak om te verdedig, te ontleed en alles op te hou teen 'n vooraf bepaalde stel kriteria, dat hulle op 'n baie diep vlak die vermoë verloor het om verras te word, om gevul te word met verwondering en ontzag. Dis interessant. Wanneer Jesus praat oor dit wat ons kriterium of bewys of resultate sou noem, sê hy dat sy volgelinge, sy mense, die wat oop is vir die nuwe dinge wat God in die wêreld doen, die wat ja gesê het vir hom en hom vertrou, hy sê, julle sal hulle ken aan hulle vrug. En vrug kom omdat jy geproe het. Jy het geproe van God se liefde, vreugde, vrede en genade en dit verander jou van binne af na buite tot 'n nuwe soort mens. Dit is die soort vrug waarvan Jesus praat. Miskien is dit hoekom hy, wanneer hy met sy disippels praat, hierdie twee woorde vir hulle sê, volg my.
Dis asof hy elkeen van ons roep om terug te keer na daardie kinderlike gevoel van verwondering, ontzag en afwagting. Hy reik diep deur al daardie lae hardheid wat in ons hart is en hy sê, volg my. Met sy eie kind wees in 'n stal, roep hy ons en hy konfronteer ons met hierdie uitdaging om alles agter te laat wat ons redes gee om sinies en bitter en moedeloos te wees. Want laat ons eerlik wees, wat jy soek, sal jy vind in hierdie wêreld. Hy roep ons om al ons redes te laat vaar vir die vou van ons arms en te word en nie nog 'n toeskouer te word nie. En hy sê, kom volg my, beweeg verby al daardie dinge. Ons almal wil suksesvol wees, maar wat ons werklik wil hê, is verwondering en ontzag. Dit is ons diepste begeerte. Jesus nooi ons na 'n ervaring, na 'n proef van die vol, lewendige, dinamiese, elektriese lewe van God, wat beskikbaar is vir elkeen van ons, presies hier, presies nou. Mag jy dus hierdie kinderlike gevoel van ontdekking en afwagting herontdek. Mag jy oop wees vir die nuwe ding wat God hier en nou doen, en mag jy groot oog en gevul wees met verwondering en ontzag. My uitdaging vir jou is om doeteenvoudig, doelbewus en intentioneel hierdie swaar rugsak van jou neer te sit, die groen grafie op te tel en te speel in God se liefde. Ek daag jou uit om God op sy woord te vat, hierin werklik te sien hoe die wêreld toe nou nie vergaan toe jy gaan stil staan en begin speel nie. Ek daag jou uit om God op sy woord te vat hier en te kyk en te sien dat wanneer jy begin speel en verwondering toelaat, hoe alles in plek val. Hou op beheer. Hou op vashou, vat God op sy woord en kyk mooi wat gebeur in jou lewe. As jy oorweldig is, vertrou God. As jy woede het, vertrou God. As jy swaarde oor jou kop het, vertrou God. Vat God op sy woord en word soos 'n kind in absolute verwondering. Soos daardie kind in daai stal wat Maria vasgehou het. 'n Kind vol verwondering. Dis God. God daag nie as 'n volwasse op nie. God daag nie met 'n groot gejuig op nie. Hy daag in 'n stal op as 'n kind. Die groot verskil is God behou daai verwondering. Jesus hou dit in sy lewe. En hy is altyd soos 'n kind. Hy groei in sy geloof, hy word soos 'n volwassene. Hy lei soos 'n volwassene, hy ontdek soos 'n volwassene, maar hy verwonder soos 'n kind. En hy het daai kindheid in hom. Dis die begin van die Kersseisoen en mag jy hierdie kind wat ons vier in hierdie tyd weer toelaat in jou eie lewe. Mag die Here jou seën. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie kindjie in ons lewe. Dankie dat ons elkeen ook 'n kindjie in ons lewens het. Help ons om dit weer te ontdek. Help ons om hierdie verwondering te ontdek, hierdie grootheid, hierdie goedheid, hierdie liefde, hierdie hoop, hierdie potensiaal, die moontlikhede. En mag dit uitstraal na almal wat met ons te doen het. Mag dit uitstraal in die netwerk wat ons bou in ons gemeente. Mag u goedheid ons altyd vergesel. Here, ons eer u. Ons is lief vir u. Here, vat my hart, vat my lewe, vat my gees. Help my om die kind te word wat u bedoel het ek moet wees. Help my om te verwonder. Ek gee my lewe en my hart vir u. Help my om te verwonder. Help my om te proe en raak te sien. Bo alles, seën my met u goedheid en u grootheid en seën elkeen wat hierna kyk met u liefde. Amen. Ontvang die seën van die Here. Ek seën jou in die naam van God die Vader wat hierdie wêreld gemaak het, alles daarin ook vir jou, alles waarna jy in verwondering kan kyk. Ek seën jou in die naam van sy seun Jesus Christus wat as 'n kind in hierdie wêreld ingekom het, die wonder behou het en vir ons kom wys het wie God is. Wat vir ons kom sê, dit is hoe God voel, dis hoe hy klink, dit is hoe hy lyk. Mag ons in daai wonder van kind wees inklim, soos hy in hierdie wêreld ingekom het, mag ons ook so elke dag in hierdie wêreld ingaan. Ek seën jou in die naam van die Heilige Gees, wat jou nooit sal los nie. Hy is met jou tot in alle ewigheid. Amen. Preview.